Goeienaand geliefdes in die Here. Baie welkom by dag 3 van ons Pinksterreeks vir 2026. Nadat ons gebid het, gaan ons so 'n paar verse saam lees uit Hebreërs hoofstuk 10. Hemelse Here, elke keer wat ons die woord oopmaak, is daar 'n risiko aan verbonde. Omdat ons nie vooraf weet wat U spesifiek vir my wil sê nie. Tog waag ons dit om te vra dat U vanaand deur U Gees met elkeen van ons sal praat. Amen. Hebreërs 10, ons lees daar vanaf vers 32 en ek lees dit vanaand uit die 2020 vertaling, omdat ek dink dat dit 'n beter vertaling is van hierdie gedeelte. Vers 32: Maar onthou die vroeër dae, toe julle, nadat julle verlig is, 'n geweldige stryd van lyding deurstaan het. Aan die een kant is julle deur beledigings en deur verdrukking openlik bespotlik gemaak. Aan die ander kant het julle vereenselwig met die wat so behandel word. Ook het julle met die gevangenes medelee gehad en die beslaglegging van julle besittings met vreugde aanvaar, omdat julle weet dat julle 'n beter en blywende besitting het. Julle moet dus nie julle vrymoedigheid prysgee nie. Dit hou 'n groot beloning in. Julle het inderdaad volharding nodig, sodat julle, wanneer julle die wil van God gedoen het, die belofte kan verkry. Want nog net 'n baie kort rukkie, en hy wat kom, sal kom en nie talm nie. My regverdige sal deur geloof leef. As hy hom egter sou onttrek, het ek geen behaag in hom nie. Maar ons is nie deel van enige onttrekking wat tot ondergang lei nie, maar van die geloof wat lei tot behoud van die lewe. Geliefdes in die Here, julle het waarskynlik al dikwels gehoor dat daar verwys word na die sogenaamde First Amendment in die Amerikaanse grondwet. In essensie gaan dit in daardie wysiging oor die vryheid van spraak. Mense beroep hulle graag op die First Amendment as hulle in die hof aangekla word daarvan dat hulle iets onvanpas gesê het. Ons eie grondwet maak ook hiervoor voorsiening. Binne perke natuurlik het jy die vryheid om te sê wat jy wil. Lang voor die tyd van die Nuwe Testament het die Grieke ook hierdie beginsel onderskryf. Die geleerde Grieke het gesê dat dit 'n belangrike teken van 'n demokrasie is, dat jy toegelaat word om jou sê te sê. En nou wonder jy waarskynlik wat ek nou eintlik wil sê. Wel, in Hebreërs gebruik die skrywer op 'n hele paar plekke 'n woord wat juis in die Griekse politieke wêreld gebruik is om hierdie beginsel van vryheid van spraak mee te beskryf. Ons vind dit onder andere hier in vers 35. Julle moet dus nie julle vrymoedigheid prysgee nie. Dit hou 'n groot beloning in. Om te verstaan wat hier bedoel word, moet ons iets verstaan van die omstandighede waaronder Hebreërs geskryf is. Die eerste lesers van hierdie brief was hoofsaaklik tweede geslag Christene. Die brief is waarskynlik ongeveer 50 jaar na Jesus se kruisiging geskryf. Baie van die mense wat tydens Jesus se kruisiging geleef het, of dalk kort daarna tot bekering gekom het, was teen hierdie tyd reeds oorlede. Dit is altyd opwindend om met eerste geslag Christene te doen te hê. Hulle is normaalweg mense wat op 'n dag kragtadig tot bekering gekom het. Hulle is geestelik aan die brand vir die Here, en jy sien hoe hulle in letterlik alles die Here wil verheerlik. In hulle huishouding, in hulle werk, in hulle verhoudings met ander mense, in hulle betrokkenheid by die kerk, in hulle finansiële ondersteuning van God se werk. Oral plaas hulle die Here eerste. Sonde wat dalk in hulle ou lewe voorgekom het, laat staan hulle baie dikwels sommer net daar en dan. Maar hulle kinders, die volgende geslag, kry dit nie altyd reg om die Here so voluit te dien soos die ouers nie. Al het hulle gesien wat hulle ouers doen, en al het hulle gesien hoe lief hulle ouers die Here het. 'n vriend van my het altyd gesê, dit is asof die geloof van die ouers
net nie altyd afsmeer op die kinders nie. Hebreërs is hoofsaaklik aan hierdie tweede geslag gelowiges gerig. En baie van julle wat hier luister, ek ook, sal weet dat dit eintlik met ons is wat Hebreërs praat. Ons wat groot geword het in Christelike huise. Ons wat deur ons ouers begelei is oor hoe ons die Here moet dien. Maar ons wat ook dikwels nie meer dieselfde entoesiasme beleef soos ons ouers en grootouers in ons verhouding met die Here nie. Nee, dit beteken nie dat sulke mense nie meer gelowiges is nie. Maar dit beteken wel dat hulle nie altyd in staat is om die geleenthede wat oor hulle pad kom, om die naam van die Here te bely, gebruik nie. Daar's 'n groot waarskynlikheid dat hierdie gelowiges aan wie die brief gerig is, nou ook vir die eerste keer met werklike teenkanting en selfs met vervolging te doen kry in hulle geloofslewe. Hulle voorouers het dit aan hulle eie lyf gevoel. Hulle was eintlik gewoond daaraan. Dink maar net hoe dikwels ons in Handelinge lees, hoe dat die apostels vervolg is, geslaan is, selfs met die dood gedreig is, omdat hulle vreesloos en met vrymoedigheid hulle geloof in die Here Jesus verkondig het. Vir my is een van die kostelikste verhale in die Bybel in Handelinge 4 opgeteken. Die Joodse Raad beveel in vers 18 vir Petrus en Johannes om glad nie verder in die naam van Jesus iets te verkondig of te leer nie. En dan volg die bekende woorde van Petrus: julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of aan God. Wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. En direk daarna bid die apostels in vers 29, en nou, Here, kyk hoe dreig hulle ons, gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig. Dan kry ons weer dieselfde woord, om met vrymoedigheid oor die Here te praat. Hulle bid nie dat die vervolging sal ophou nie, hulle bid dat hulle met volle vrymoedigheid die woord van die Here sal verkondig. En dit is wat die skrywer van die Hebreërbrief by hierdie minder ervare Christene wil inprent, om met groot vrymoedigheid, vreesloos en volhardend, soos Hebreërs 6 vers 36 dit stel, voor te gaan om die naam van die Here Jesus te bely. Ons lewe in 'n wêreld, so voel dit vir my, waar dit toenemend moeiliker raak om op te staan vir die Here. Ongelowiges raak al hoe meer uitgesproke. Daar is talle gespreksgroepe op sosiale media waar ateïste hulle daarin verlekker om mense wat glo in Jesus en wat uitsien na sy wederkoms te beswadder. Dit gebeur ook al hoe meer in daaglikse gesprekke dat mense openlik verklaar dat hulle nie in Christus as verlosser glo nie. En dan staan jy daar op jou eie en jy weet jy moet iets sê, maar jou moed begewe jou. Hierdie gebrek aan vrymoedigheid is vir die Hebreërs 'n wesenlike gevaar. Deur jou voortdurend te onttrek van die Here, kan volgens vers 38 selfs daartoe lei dat die verhouding tussen jou en die Here Jesus tot 'n einde kom. Maar dan kom die wonderlike versekering vir die vroeë lesers van hierdie brief, en ook vir ons natuurlik, in vers 39. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Ek het 'n hele paar persoonlike vriende wat openlik sê dat hulle nie gelowig is nie. Sover dit van my afhang, behou ek my kontak met hulle. Ek forceer nooit my geloof in hulle kele af nie. Maar op 'n dag kom daar 'n geleentheid, en dit het ek al 'n hele paar keer ervaar, wat ek weet dat ek nie langer kan stil bly nie. En dan sal ek vir hulle vra of ek my persoonlike verhaal oor my geloofspad met hulle mag deel. Elke keer nog het hulle ingestem om te luister. En dan vertel ek vir hulle met vrymoedigheid wat in my lewe gebeur het, dat ek in die Here glo. Nie almal kom noodwendig tot geloof daarna nie, maar minstens weet ek dat hulle gehoor het
wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het. Petrus en die ander apostels het gebid dat hulle sal voortgaan om met volle vrymoedigheid die woord van die Here te verkondig. Kom ons maak dit ook ons gebed. Hemelse Vader, ons bid vanaand vir groter vrymoedigheid om U naam in die wêreld te bely. Soms begewe ons moed ons en dan bly ons stil as ons weet ons moet praat. Help vir ons deur U Gees om nooit ons vrymoedigheid prys te gee nie. Amen. Liefdes, môre aand as die Here wil, gaan ons sien dat ons ook met vrymoedigheid naby aan die Here kan kom. Skakel gerus weer in. 'n Lekker aand vir elkeen van julle.